Baie welkom by die getuienis. Ons kuier vandag saam met Drietjie Grobler. Sy is 'n skrywer van vele boeke, sy is 'n vrou van baie talente en sy ken krag in gebed. Maar ek wil vanoggend eers begin in 1 Petrus met 'n skrif wat so van toepassing is op vandag se getuienis en dit is 1 Petrus 5 vers 8. Ek lees dit vir julle graag uit in die Afrikaanse weergawe 53 wat sê: wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, ons geveg is teen die bose magte en die owerhede van Satan. En die Here sê dit duidelik in sy woord dat ons moet waaksaam wees. Vandag gaan Drietjie vir ons 'n bietjie getuig oor hoe sy vir haar dogter moes intree, sodat Satan nie haar lewe kon geneem het op 'n bloedoffer wat sy geroep is voor nie. Maar ons gaan 'n bietjie vandag met haar gesels en hoor. Drietjie, baie welkom. Baie dankie, lekker om met jou te gesels. Kom ons begin nou eers met Marissa se lewe van kleins af. Gee net vir ons eers so 'n bietjie 'n agtergrond van Marissa se lewe. Marissa het haar gehoor verloor op 18 maande. Sy het breinvliesontsteking gekry en was baie siek. Sy het by die dood omgedraai. Sy was 3 dae in intensief gewees in 'n koma. En ek het daai tyd net geglo en gebid dat die Here my kind volmaak sal gesond maak. Toe sy bygekom het, was sy weer soos 'n pap babietjie. Sy moes van voor af leer haar nekkie styf hou, later kon sy sit, toe kon sy loop. En ons het eers 'n ruk daarna het ons agtergekom dat sy kan nie, hoe sy reageer nie as ons praat nie. Terug spesialist toe, hulle het toe die vog in haar middeloor het hulle haar geopereer en dreineer, maar toe sy bykom toe sê hulle vir ons nie, sy het geen gehoor nie. Toe stuur hulle ons Wits toe vir breinresponstoetse en daai uitslag het gesê 100% doof. Dit was verskriklik vir my, want ek het hierdie vaste vertroue en geloof in die Here gehad, dat hy haar volmaak gesond sal maak. Want nadat sy in die hospitaal opgeneem is, het daar 'n seentjie ingekom, wat sy telling van sy besmette breinselle baie, amper die helfte minder is as wat hare was. En daai seentjie is oorlede in die hospitaal. My kind het oorleef, maar toe nou hierdie uitslag, was vir my regtig, ek het lank met die Here geworstel daaroor. Dis iets wat mens nooit regtig aanvaar nie. Mens leer om daarmee saam te leef. Toe moes sy skool toe gaan op 3-jarige ouderdom, wat bitter klein is, en ons het daai tyd in Carletonville gebly, so sy moes Pretoria toe gaan, na die skool vir dowes toe, Transorania skool vir dowes. Dit was net so erg, om daai ou kleine mensie daar te gaan aflaai. En die eerste maand mag ons nie haar gaan sien nie, want sy moet gewoond raak aan die omstandighede. En na 'n maand toe ons kan gaan kuier, toe wil sy niks met ons te doen nie. Ek dink sy het verwerp gevoel. Dit was nie 'n maklike pad nie, om 'n gestremde kind, maak nie saak wat die aard van gestremdheid is nie, groot te maak, kan mens net doen met genade en hulp van die Here. Dis nie maklik om dit te doen nie. Dit keer 'n mens se hele huishouding so om. Ja. Ons het 'n saamryklap gehad, ons nog in Carletonville was, elke naweek het hulle huis toe gekom. Ons kon nie regtig met haar kommunikeer nie, want ons het geen ander dowes in ons familie nie, ons ken nie dowes nie, dis 'n vreemde veld. Ek kon verstaan as sy vir my sê, sy is honger of haar kop is seer, maar ons kon nie regtig in diepte kommunikeer nie. En toe sy 12 jaar oud was, toe sê ek vir my man, nou het my kind my nodig, want toe sy 'n tiener. Ek wil met haar kan kommunikeer op haar vlak. Ek wil weet wat sy emosies, hoe voel sy oor goed. En toe vat my man 'n pakket, hy het by die stadsraad gewerk daar, en toe trek ons Pretoria, toe sak en pak, en dat sy uit die huis uit kan skool gaan. En toe het ek baie nou betrokke geraak by die dowe skool. Ek was vir baie jaar op die beheerliggaam van die skool gewees, en ek en my dogter het in haar matriekjaar, sy was die hoof van my seun matriek, het ons een van die kinders eendag na haar toe gekom van die meisies, en hulle het toe gesê, hulle het nie sekere vroulike toiletware wat hulle nodig het nie. Toe sê ek van, nou maar sê sy moet 'n lysie maak, en ek het dit gaan koop, toe kom ons agter, maar daar's baie, want toe kom meer en meer briefies, toe stig ons TOS, Transorania Skool Hulpaksie, waar ons kerke genader het vir pakkies maandeliks, dat ons vir elke koshuiskind 'n pakkie kan gee, en so het Marissa
jy weet gevoel, sy wil iets nalaat. Sy wil nie net nog 'n hoofmeisie wees nie. Sy wil iets nalaat. Jy weet wat sal aanhou groei en wat vir altyd daar sal wees. Dis fantasties, maar kyk net hoe bewerkstellig die Here dit dat jy hierdie kant moet wees, want jou dogter het jou nodig gehad in matriekjaar, wat jy het nie vandag weet jy dit, maar daai tyd jy dit nie besef nie. Trikkie, ons leer dat dit baie belangrik is vir ons as ouers om vir ons kinders in te tree in gebed, want die vyand kom vir daai wat jy weet hy soos 'n brullende leeu, soos ek gelees het in 1 Petrus. Jy het vir jou dogter begin intree want jy het gesien sy word geboelie op skool, maar min het jy geweet wat die vyand se plan was op haar lewe. Vertel vir ons wat jy ervaar het en wat al gebeur het. Ek wil net doen, ek in daai tyd het ek die behoefte ook raak gesien dat daar vir dowes berading gegee moet word. Hulle kan nie na 'n horende beraader toe gaan nie en ek het myself gekwalifiseer as 'n Christelike beraader en begin berading doen. So al die kinders in die skool en die ouers het geweet ek doen berading. En Marissa het verskriklik swaar op skool gekry. Sy het amper elke dag van die skool afgekom in trane. Dat iets gebeur het by die skool, die kinders was met haar lelik en sy het soveel aanvalle beleef. Ek het net ingetree vir haar en gebid en elke dag die bloed van Jesus oor haar gepleit. Een middag toe sy by die huis kom en sy, ek maak die deur oop, toe sien ek duidelik in die gees, hierdie groot engel wat agter haar staan en haar so toemaak met sy vlerke. En dit was my so bevestiging, die Here beskerm haar. En ek het besef, en selfs ons het aanvalle belewe, maar my geloof was geweldig sterk daardie tyd. En ek het net hierdie goed teëgepraat en jy weet, gesê, ek staan dit teë. Maar Marissa het regtig swaar gekry op skool. En een dag, moet ek nou vertel van die storie, en een dag kom een van die kinders, sy ouers my en hulle sê, daar kuier 'n seun by haar seun vir die naweek, maar hierdie kind kan nie slaap in die nag nie, iets pla hom, hy voel iets wurg hom in die nag, kan sy hom na my toe bring, dat hy bietjie met my kom gesels, as beraader. Ja, sê ek, bring die kind, en nie lank daarna nie klop hulle aan die deur, en toe ek die deur oopmaak, toe word ek yskoud, en ek voel letterlik, hoe my nekhare rys, toe ek daai seun sien, met sy halfmas oë, sy oë was so toe, maar so donker, heeltemal om hom donker, en dit het vir my gevoel, Satan self kyk vir my. Op daai oomblik het ek onmiddellik gesê, ek pleit die bloed van Jesus oor my en oor my huis. En die seun het ingekom, hulle toe gery, ek het vir hulle gesê, ek sal hom later terugvat, en hy sit en hy begin vertel vir my, hy's deel van 'n satanistiese sel by die skool, waarvan ons as ouers en ander ouers nie eers van bewus was dat daar so iets by ons skool is nie. En hy het sy Bybel verbrand, hy het bloedbroerskap met 'n satanistiese priester gesluit, en hierdie goed, demone wat hom in die nag so pla en hom wurg, en hy vertel net al hierdie goed, en hoe meer hy vertel, hoe meer beangs raak ek. Ja. En ek was op daai stadium betrokke by tienerbediening ook, by lewensverrykingsseminare se tienerbediening, en ons het maar gewerk, ons was 'n span wat met hierdie goed gewerk het. My bedieningsveld was meer emosionele heling. Ja. En ek sê vir hom, weet jy, hierdie is nie regtig my veld nie, ek werk nie regtig met satanistiese goed nie, want daar is baie kundige mense wat spesifiek met hierdie goed werk. Ek ken mense, ek gaan gou iemand anders soek, dan sal ek hom vat na hulle toe, want ek besef die heeltyd, ek kan hierdie kind vandag so wegstuur nie. As ek hom wegstuur en hy kom in 'n ongeluk of hy is dood, jy weet, dan gaan dit op my rus. En ek loop kamer toe, my foon was in die kamer, en ek bel, ek het die hele lys, bel die een na die ander, of die foon lui, of die foon is af, en ek kry niemand nie, en ek sê, Here, asseblief help, dat ek net iemand in die hande kry. En my Bybel het oopgelê op my bed van die oggend wat ek Bybelstudie gehou het. En ek kyk so, van benoudheid kyk ek so af, en my oog val op hierdie skrif, Johannes 7 vers 37 in die 83 vertaling. As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. En vir die eerste keer verstaan ek werklik hierdie teks. Ek het dit al so baie voorheen gelees. En ek sien hierdie prentjie van,
En die Here vir my sê, ek hoef niks te weet van satanisme en hoe mense met hulle werk nie. Hy het al die kennis in pag. Ek moet net die kanaal wees waardeur hy hierdie lewende water kan stuur vir hierdie kind wat dors is, dat hy kan drink. En ek loop terug sitkamer toe en ek sê vir hom, skus, ek kry niemand in die hande nie, maar ek gaan saam met jou bid. En ek deel so in kort die plan met hom, hoe hy sy sondes moet bely. Ek sê vir hom, weet jy, alles wat jy vir my gesê het, moet jy nou maar net bely voor die Here. So nadat jy vir hom gebid het, en hy gaan daar weg, Driekie, hoe het hy gelyk, en vertel vir ons sy getuienis waar jy toe nou besef het, wat jy gedoen het. Weet jy, en hierdie kind, want as 'n dowe, as jy nie vir sy gesig kyk en sy mond nie, verstaan mens nie wat hulle sê nie. En ek sê toe vir hom, hierdie is nie tussen my en jou nie, dis tussen jou en God nou. Jy gaan op jou knieë en jy praat met die Here, jy praat met hom soos wat jy met my gepraat het. Jy noem al hierdie goed op en jy vra vir hom om jou te vergewe vir hierdie goed. En die kind het op sy knieë gegaan en hy het begin bid. Eers sag en toe al harder, naderhand huil, hy het seker vir 'n halfuur aan mekaar so met die Here gepraat. Ek kon niks verstaan wat hy praat nie. Ek het net gesit en heeltyd sy rug toegemaak geestelik. En toe hy klaar gebid het, en hy staan op en hy droog sy trane af. Ek het altyd as 'n berading doen, so boksie koringkorreltjies noem mens dit. Dan laat ek iemand maar net 'n versie trek. En die Here is so getrou met daai skriffies. En ek hou die boksie vir hom, ek sê vir hom, trek een van hierdie versies. En ek vat die versie by hom om dit te lees en ek sê, wow. Toe trek hy Johannes 8 vers 36, waar staan, eers as die Seun julle vrymaak, sal julle werklik vry wees. Ek sê, wow, dankie Here. En ek laai hom op, ek vat hom terug en ek sê vir hom, hoorie, ek gaan môre, dis nou Saterdagoggend vir jou 'n nuwe Bybel koop, dan sal ek hom vir jou bring. Ek ry die oggend dorp toe, gaan koop die Bybel vir hom en ek vat dit vir hom. En ek SMS, om daai tyd was dit net SMS, ek sê vir hom, kom gou op en kom haal die Bybel by my. Nou sit ek in die kar en wag en die volgende oomblik buk hierdie kind by my motorvenster. Ek kon nie glo, dis dieselfde kind nie, dis die eerste keer waar ek fisies sien, hoe die Here iemand se lewe omdraai. Dit lyk of 'n lig in hierdie kind aangeskakel is, sy oë is oop en helder, daar's 'n glimlag op sy gesig. Ek het my verstom aan hierdie kind, hoor, en onmiddellik vra ek vir hom, hoorie, wil jy nie môre saamkom nie, want ek het Sondag saam met my dogter in Tuine na Dirk Venter se kerk toe vir dowes gegaan. Wil jy nie môre saamkom en jou getuienis daar kom gee nie? Ja, sê hy sal met liefde saamgaan. Ek sê, okay, ek laai jou so laat op. Sondagoggend ry ek, gaan laai hom op en ons gaan kerk toe. Na die diens gee Dirk toe nou tyd dat hulle getuienisse gee en hy stap vorentoe. En hy begin praat, want Dirk het getolk vir die horendes wat daar is, met sy mond, laat ons nou verstaan wat hierdie kind wat in gebaretaal praat. En hy begin hierdie getuienis vertel, maar dit voel of iemand 'n emmer koue water oor my omkeer, want toe vertel hy is deel van hierdie satanistiese sel, en hulle priester het hom opdrag gegee, hulle visier was op my kind gewees, om haar te werf as offer Oktober maand vir Satan. Ek het ijskoud geword, en toe sê en dit was vir my so fantasties, toe sê die priester vir hulle kan nie, want hulle het heeltyd gekla, hulle probeer, hulle kry niks uitgerig nie. Toe sê hy, maar julle kan nie naby haar kom nie, want sy het 'n ma wat bid. So hy het erken die krag van gebed. Toe stuur hy hierdie seun om in my huis in te kom, om 'n vloek in my huis te kom spreek. Maar min het hy geweet, hierdie kind gaan hom in God vasloop. En die Here, en ek sit, eers was ek kwaad en dink, wow, hierdie kinders wat my kind soveel leed aangedoen het, Here, hoekom het U hom na my toe gestuur? En agterna het ek besef, dis eintlik so groot getuienis, want hier kom die kind met sulke boosheid in my huis in, en hier red die Here onvoorwaardelik sy siel. Absoluut, absoluut. Jy het op 'n stadium, toe jy nou daar so sê, jy het nou om toe gegaan en vir hom gesê, maar jy is nie bevoegd genoeg nie. Hoeveel keer van ons in ons eie lewe voel mense wat hier na die getuienis luister, voel, joh Here, hoe kan U my gebruik? Ek is nie bevoegd genoeg om sulke dinge te doen en duiwels uit te dryf en weet mense na die Here toe te lei nie. Ek is nie daarvoor gekwalifiseer nie. Maar jy het nie nodig om gekwalifiseer te wees nie, want as jy die Gees van die Here in jou het, the same spirit that rose Jesus from the dead lives in us. En dit wat die Here gedoen het, kan ons doen as ons net daai autoriteit
tyd opneem en weet wie ons in Christus is niks onmoontlik nie. En dit is wat jy daai tyd ervaar het jou lewe in gebed verander nadat jy gesien het hoe kragtiglik die Here jou kan gebruik. Weet jy, ja, Janita, weet jy, ek dien al die Here van kleins af. Met ek 'n verhouding met die Here en stap ek 'n pad met die Here. En dit het my geloof so gebou. Maar jy weet, daai twyfel van, is ek goed genoeg? En daar die Here vir my dit baie duidelik gemaak. Hy het die kennis. Ons moet eintlik net die fluit wees waardeur hy blaas. Ons veroorsaak nie die klank nie. Hy veroorsaak die klank deur ons. Ons moet net sê, ek is bereid. Want ek het niks gedoen nie. Ek was net bereid om te sê, ja, bid, en jy weet, en saam met hierdie kind te bid. Dis al wat ek gedoen. Die Here het die werk gedoen. Dis nie ons wat dit doen nie. Vertel vir ons nog 'n getuienis wat jy gesien het waar die Here in gebed regtig waar deurgekom het en dat jy besef, daar is krag in gebed. Want as die bose dit weet en hy stuur mense, want hy weet as 'n ma bid vir haar kind, dan beskerm die Here ons kinders. Vertel vir ons nog getuienis van jou gebede. Weet jy, ek kan 'n hele boek skryf, julle heeldag besig hou met getuienisse, want my lewe bestaan uit getuienisse. Ons dien 'n magtige God. Ek kan nie dink dat daar mense is wat nie glo in 'n God nie. Ek meen, hy is so kragtig, werk hy in ons lewe elke dag. En nog 'n ander getuienis wat ek het is, ons het 'n aangenome kind wat ons gekry het as 3 jaar en ek het baie jare vir haar gebid. Erg traumatiese kind, sy is deur baie goed. En die Here het op die ou end haar volkome haar lewe omgedraai. En dit was net gebed gewees. Die dag toe sy vir my nooi om kerk toe te kom, ek het op 'n stadium gekom waar ek gesê het, Here, ek weet nie met hierdie kind nie, ek gee hierdie kind vir u terug. Vir baie jare het ek probeer en gevoel ek is 'n mislukking, omdat ek nie hond daar afmaak met hierdie kind nie. En toe ek op die punt kom en sê, Here, nou kan ek gee haar vir u terug. 'n paar maande daarna kry ek die oproep, ma wil maar nie Sondag kerk toe kom nie, ek gaan my laat doop. Kry kerk toe, en weet jy, ek stap vorentoe, ek sê vir hulle, kan ek iets sê, maar ek begin so huil. En al wat ek kan uitkry is net, moet nooit ophou bid vir julle kinders nie. Absoluut. Ons besef nie die krag van gebed nie. Partykeer voel dit ons bid en bid en bid en niks gebeur nie, maar God hoor, en sy tyd is altyd die regte tyd. Absoluut. So word jy geïnspireer om boeke te skryf. Kom ons praat 'n bietjie oor jou boeke en waar kan mense dit in die hande kry? So jy het nou al klomp, hier is kinderboeke, wat fantasties is, ligstraaltjies skyn vir Jesus, wat sy vir elke kind skryf, en dan is die hartsnare, en dis Prisma, die getuienis kom uit skakel van 'n kettingboek 2, as enige iemand hierdie boek wil hê. So vertel vir ons 'n bietjie van jou boeke, en dan ook waar kan mense dit in die hande kry? Weet jy, ek het van kleins af die droom gehad om boeke te skryf, en ek het altyd vir almal wat wil luister gesê, ek gaan eendag boeke skryf, en toe in 2012, toe my kinders nou groot en uit die huis uit is, toe besef ek net, weet jy, nou wil ek my droom begin leef, voor ek te oud raak en nie meer lus is daarvoor nie. En toe gaan doen ek 'n klomp kursusse eers, skryfkursusse, maar ek het die begeerte gehad om gedigte te skryf, en ek het toe gesê ek wil eers 'n digbundel. Op die einde het ek 4 digbundels gepubliseer, en die kinderboek het eers later gekom. Toe begin ek boeke skryf. Ek het met 'n blok begin, want iemand het vir my gesê, mens moet skryf fiks raak. Ja, begin 'n blok, en dan skryf jy elke oggend wat in jou kop kom op die blok. En so het my blok begin, Sielskos, op WordPress, die blok is nog daar. En elke oggend in my Bybelstudie gee die Here vir my 'n skrifgie en 'n boodskap, en dan gaan plaas ek dit. En die mense wat dit gereeld gelees het toe vir my gevra, wil jy dit nie in boekvorm sit nie? En dit het my 2 jaar geneem om van daai dagstukkies te vat, en toe ek hierdie boek, Koester jou mens wees, is die eerste boek met daai dagstukkies in. Ja. En nie lank daarna nie, toe kontak 'n Christelike radiostasie my, Rainbow Gospel Radio, en vra of ek vir hulle inspirasieprogram sal aanbied, wat toe ook Koester jou mens wees is die naam. En daarna het ek ander skrywers genooi om saam met te skryf. Ons het hierdie Leef jou waarde. Die Here gee altyd vir my 'n tema en 'n uiteensetting. Dan nooi ek ander skrywers, dan gee ek dit vir hulle deur, en elke week moet hulle vir my 'n stukkie skryf. En aan die einde van die
Ek lees dit nooit aan die einde en dan sit ek die boek saam en dan pas alles val net in mekaar. En toe sê die mense, hoor het ons hierdie een uitgee, ek moet hom in Engels vertaal. Toe sê ek, nee, dis die groot werk, ons skryf liewer 'n Engelse boek. Toe skryf ons hierdie Worthy to be Loved in Engels. En toe ons volgende projek was die laaste een sover, Skakels van 'n ketting. Hierdie is die tweede boek. Ek het ongelukkig nie voorraad van die eerste boek nie, maar daar was te veel om in een boek te sit. En die hoofstuk agterin is vir getuienisse. En daai getuienis wat ek nou gegee het, is agterin hierdie boek. Dis eintlik vir my 'n verskriklike mooi geskenk as enige iemand voel, maar wat gaan ek vir my geliefde gee? Wat gaan ek vir my dogter gee? Wat gaan ek vir my man gee? Hier is sulke mooi boeke wat dagstukkies in het. Koester jou mens wees. Dis inspirerende dagstukkies wat hier in is, wat jy vir jou kind of vir jou, even vir jou geliefde of vriende of familie of vir jouself. Ek het altyd in berading vir die mense wat kom vir berading, het ek hierdie boek gegee. Baie mense het agterna vir my gesê, hoor, dit het hulle lewe verander. Dis nie ek nie. Ek is nie die instrument in die Here se hande. Ek skryf wat die Here vir my gee om te skryf. So dis nie ek wat oulik is nie. Waar gaan mense hierdie boeke? Hierdie boeke, groep 7 is die drukker waar ek al my boeke druk, is alles selfgepubliseerde boeke. So as iemand belangstel, kan hulle of vir my direk kontak. My e-posadres is driekigrobler@gmail.com of hulle kan direk by groep 7. Julle sal dit op die hulle webwerf kry, direk by hulle ook my boeke bestel. Baie dankie Driekie. Wat se woord het jy vandag vir die kykers? Weet jy, ek wil net vir die kykers sê, mens kan nie sonder die Here lewe nie. En ouers, bid vir julle kinders elke dag. Ons besef nie die aanvalle wat ons kinders beleef nie, veral in vandag se tyd. Daar is soveel versoekings buite. Pleit die bloed van Jesus elke dag oor jou kind. Vra die Here om jou kind te beskerm. Ons moet hulle toemaak met Jesus se bloed, anders gaan die vyand hulle in die hande kry. Hy soek hierdie eensaam alleen kindertjies wat honger is vir liefde. Gee vir jou kind liefde en laat jou kind van kleins af die liefde van Jesus as anker in sy lewe kry, dat hy iets het om aan vas te hou. Driekie, baie dankie vir jou getuienis en wat jy vandag met die kykers gedeel het. Vir die getuienisspanne wil ons vir jou sê baie dankie. Drink uit daai beker dat jy altyd gevul sal wees met die Heilige Gees en mense nog steeds kan help. Baie dankie. Dis pragtig. Dit is my voorletter, so dis my beker hierdie. Driekie Grobler. Baie dankie en seën vir julle bediening ook. Ek kyk gereeld julle video's en dit is so inspirerend. Ek vertel vir almal daarvan. Ek kan nie dink, ek het nou die dag gesien, julle is al 7 jaar aan die gang. Ons is 7 jaar. Toe dink ek, wow, hoekom het ek dit nou eers ontdek? Ja. So ons is al 7 jaar op YouTube. As jy enige getuienisse gemis het, gaan terug op ons kanaal. Daar is oor die 200, ek dink ons is nou al seker by die 300 getuienisse. Maar julle kan dit lekker gaan geniet, dis inspirerend. Mag julle geseën wees tot 'n volgende keer en wees waaksaam in Jesus naam. Tot 'n volgende keer. Shalom.